Die belangrikste bestanddeel, buigbaarheid of aanpasbaarheid. Handelinge 16 vers 6 tot 10. Hoe om te luister vir God se leiding. Die nuwe jaar is op ons. Party van ons sien met groot verwagting uit na hierdie nuwe seisoen in ons lewe, terwyl ander baie onseker voel oor wat voorlê. Party van ons kyk terug na baie veranderings wat die laaste jaar vir ons gebring het. Party daarvan was lekker, maar ander was ongewens. Ongeag in watter kamp jy jouself vandag mag bevind, kan jy weet dat daar sommer baie aanpassings is wat vir jou voorlê in hierdie jaar. Jou vermoë om by veranderende omstandighede aan te pas, laat mens dink aan 'n verkleurmannetjie. Daardie stadig bewegende diertjie die verbasende vermoë om van kleur te verander, om homself beter te kamoufleer. Selfs al verander die terrein rondom hom. Hy pas aan waar hy ook al kom om beter te oorleef. Iemand het dit so gestel, aanpassingsvermoë is om positief te reageer op ongerieflike veranderings. Jy mag dalk jou lewe mooi vooruit beplan het, maar iewers agtergekom het dat nie alles gaan uitwerk soos jy gedink het dit sou nie. As plan A nie gewerk het nie, maak jy die nodige aanpassings om plan B 'n kans te gee. Die mense het die ingebore vermoë om aan te pas by veranderende omstandighede. 'n Boer maak 'n plan, is 'n spreekwoord vanuit ons volksmond. Dis min kere wat dinge uitwerk soos jy beplan, dus bou jy altyd 'n mate van buigbaarheid in. Albert Einstein het glo gesê, the measure of intelligence is the ability to change. Slim mense maak aanpassings, terwyl die res dieselfde ding oor en oor herhaal, in die hoop dat dinge volgende keer anders sal uitwerk. Adaptability is the ability to change or be changed, to fit altered circumstances. Het mag dalk vir jou onmoontlik voel, maar met die Here se hulp sal jy dit kan regkry om aan te pas by die nuwe situasie wat hy oor jou pad mag stuur. Elke keer as SpaceX 'n vuurpyl opskiet, leer hulle iets nuuts. Maak aanpassings en verander 'n paar dingetjies sodat die volgende vlug meer sukses sal oplewer. En daar is 'n bereidheid om te leer uit foute, lesse te leer uit dinge wat nie werk nie. Nie alle legkaartstukkies pas in mekaar nie. Dit mag dalk so lyk as jy net 2 opsies het, maar as jy met 'n groot legkaart werk, sal jy gou agterkom dat daar net een plek vir elke stukkie is. As jy die wêreld wil bou, gaan jy vir 'n geruime tyd kopkrap om al die stukkies bymekaar te laat uitkom. As jy 12.000 stukkies het, gaan jy dalk 'n hele paar lang naweke of vakansies nodig hê om hierdie projek te voltooi. Aanpasbaarheid en buigbaarheid is dikwels 2 kante van dieselfde munt. Dit is so asof hulle hand aan hand loop en by mekaar hoort. As jy nie buigbaar is nie, gaan dit baie moeilik wees om aan te pas by 'n nuwe situasie. Wanneer was die laaste keer wat jy met klei gespeel het? Party van ons was dit nog voor jy skool toe gegaan het. Baie ouers weet dat kinders het geniet om met klei te speel, want hulle kan omtrent enigiets daaruit maak. My ma het so 'n deegresep gehad, waarby sy sout gegooi het dat dit langer moet hou, sowel as allerlei kleursels, sodat dit 'n sagte, buigsame klei gevorm het. Daarmee kon ons kinders onsself vir ure vermaak deur allerlei vorms daaruit te maak. Jy kan 'n huisie maak en dit dan weer platdruk om 'n skip daaruit te laat verskyn. Volgende is dit 'n skaap, dan weer 'n vliegtuig. Die klei was lekker buigbaar en plooibaar en kon maklik verander word na 1000 verskillende vorms. Jy kon 'n rugbybal maak daarvan, of jy kon daai ding wat lyk soos 'n byl verander na 'n pastykorst. Jy kon daai vorm wat lyk soos 'n voël verander na 'n unicorn met vlerke, en dit daarna weer verander na 'n haas of 'n vark. Jy kon enigiets doen wat jy wou met die speelklei, solank dit sag en plooibaar was. Maar wat gebeur wanneer die klei vir 'n paar dae buite gelos word? Dit droog uit en word hard en bros en onbruikbaar. Wanneer jy het probeer vorm gee, breek dit, want dit is nie meer buigbaar of sag nie. En daar is baie Christene wat soos hierdie klei is. Hulle het hard geword, breekbaar, onwrikbaar, onbuigbaar. Hulle is in 'n groef en volhard met hulle eie planne, hulle eie agendas, hulle eie begeertes, selfs al is dit vir almal duidelik dat dit nie gaan werk nie. Iemand het geskryf, the greatest ability is flexibility. En dit mag dalk waar wees as jy ouer word en allerlei pyne het wat bygekom het.
And now, dear, the exercise is touching your toes, not your nose. When I asked if you were flexible, Miss Harkness, I was talking about your hours, merk die baas droogweg op. Baie van ons het al met sulke slinkies gespeel, so 'n toring van krulle wat maklik kan buig sonder om te breek. Dit kan selfs afklim by trappe. Hoe werk dit op geestelike gebied? Party Christene wat onbuigbaar geword het, begin te wonder hoekom dit so moeilik is om die Here se leiding of wil te vind. As jou geestelike lewe egter hard en bros begin word, kan die Here steeds met jou praat, maar jy hoor nie meer nie. Hy kan lei, maar jy volg nie meer nie. Hy maak deure oop, maar jy weier om in te gaan. As long as we have God's word with us, God is never silent. As jy nie God lekker kan hoor nie, hou aan lees in die Bybel. As jou gedagtes propvol is van allerlei gedagtes en bekommernisse, gaan dit vir jou moeilik wees om God se stem te hoor. Life is fragile, handle with prayer. When a believing person prays, great things happen, sê Jakobus. Ons vind baie voorbeelde in die Bybel van mense wat deur God gelei is. Ons dink aan die seentjie Samuel wat 3 maal in die donkerte van die tempel gehoor het toe iemand sy naam uitroep. Uiteindelik antwoord hy. Die Here het gaan staan en soos die vorige kere geroep, Samuel, Samuel. Toe antwoord Samuel, praat maar, u dienaar luister. Ons ken vir Dawid die skaapwagtertjie wat vir Goliat verslaan het, maar een van sy beste kenmerke was om iemand te wees wat plooibaar was in God se hand, 'n man so na God se hart. Dit was sy begeerte om deur die Here gelei te word, om deur hom verander te word. Psalm 27 sê hy, Here, vat my hand, lei my op 'n pad waar daar nie slaggate is nie. Wys my hoe om reg te lewe. Moenie dat hulle wat niks van my hou oor my seevier nie. Pas my op, lei my. Selfs Dawid se opvolger, koning Salomo, wat bekend staan as een van die wysste manne wat gelewe het, het besef dat om die Here te ken en te volg, die beste ding is. Spreuke 3 vers 5, vertrou op die Here met jou hele hart, op jou eie insig moet jy nie staat maak nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie reguit maak. Die profeet Jesaja het 'n visioen gehad van die Here op sy troon, wat hom baie onwaardig laat voel het. Seraf het sy lippe met 'n kool aangeraak om sy sonde te vergewe, en toe kon hy aanmeld vir diens, ongeag wat dit sou behels. Toe hoor ek die stem van die Here wat vir my sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Ek sê toe, hier is ek, stuur my. Paulus het as vervolger van die Christene eendag in die Here vasgeloop op pad na Damaskus. Daar het hy helder lig op hom geskyn en hy het op die grond neergeval. Jesus het daar met hom gepraat oor sy vervolging van Christene. Die ander mense wat saam met hom was, het die lig gesien, maar nie die stem gehoor wat met hom gepraat het nie. Dit het 'n persoonlike ontmoeting met die Here gekos, voor Saulus eers gereed sou wees vir 'n radikale verandering. Toe vra ek, wat moet ek doen, Here? En die Here het vir my gesê, staan op en gaan na Damaskus. Daar sal alles vir jou gesê word wat jou opgedra is om te doen. Het is belangrik om God se wil vir jou lewe te ken. Mense wat plooibaar en sag is, buigbaar is, sal altyd leiding van God ontvang. Hoekom? Want God praat altyd hard genoeg vir hulle wat 'n gewillige oor het om te hoor. Daar is niks meer belangrik as om oop te wees vir die Here se leiding in jou lewe nie. Hoe kan jy hierdie leiding vind van jaar wat jy nodig het? En dit kan dalk soos 'n tamaletjie voel vir party van ons, want God kan met ons op baie maniere praat. Partykeer is dit deur iets wat 'n prediker gesê het, of 'n vers wat jy in die Bybel raak lees, of advies wat jy kry deur jou vriende, of soms is dit 'n innerlike oortuiging, of dalk toe deure wat vir jou voel dat dit oopgaan. As ons sou kyk na Handelinge 16, vind ons 'n hele paar maniere waarop God graag sy kinders lei. Die eerste helfte van die hoofstuk vertel vir ons die storie van Paulus en Silas, wat aan die begin gestaan het van hulle tweede sendingreis. Hulle het besluit om saam te werk en die kerke te gaan besoek, die woord van God te spreek en die gelowiges te versterk. Soos ons sal sien, het hulle reisplanne verskeie kere verander. Lukas, wat saam met hulle gereis het, kleur die prentjie in met 5 insidente. Handelinge 16 vers 6.
Hulle het deur Frigië in die landstreek van Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verander is om die woord in Asië te verkondig. Toe hulle naby Misië kom, het hulle probeer om na Bitinië te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Hulle het toe by Misië verbygereis en afgegaan na Troas. Daardie nag het Paulus 'n visioen gehad. 'n Macedoniese man het daar gestaan en hom gesmeek met die woorde: "Kom oor na Macedonië en help ons." Nadat hy die visioen gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons oortuig was dat God ons geroep het om aan hulle die evangelie te verkondig. Jy kan hierdie gedeelte 100 maal oorlees en sê: "Ek sien niks hierin omtrent hoe om die wil van God te ontdek in jou lewe nie." Tog is dit so 'n kykie in die lewe van die eerste eeuse mense, om vir ons te wys hoe God se wil ontdek kan word in die gewone dinge van die lewe. Wat met hulle gebeur het, gebeur ook dikwels met ons. So waar kom God se leiding dan in? Die teks gee vir ons 4 antwoorde daarop. Leiding kom deur gehoorsaamheid in die alledaagse. Vers 6 vertel vir ons dat Paulus en sy span deur die streek van Frigië en Galasië gereis het, maar weerhou is deur die Heilige Gees om die woord in Asië te verkondig. Paulus was op 'n missie van God om die evangelie te preek. Dit was die een groot motivering in sy lewe. Dit het nie saak gemaak hoeveel gevaarlike reise dit sou kos nie. Hy was vasberade om te gaan waar hy ook al kon, om die goeie nuus omtrent Jesus te versprei. Die enigste ding wat Paulus nie geweet het nie, was presies waar hy sou heen gaan om dit te doen. Die leiding wat hy nodig gehad het, was waar om te preek, nie wat om te preek nie. Hy was gereed geweest om te preek waar hy ook al gekom het. Dit bring mens nogal by 'n vreemde ontdekking. 99% van die lewe is doodgewoon en alledaags. What's on your agenda today, vra die een eekhoring vir die ander een. Climb trees, collect nuts, run across roads, you know, the usual. A daily routine gives you the advantage of knowing what to expect tomorrow. Baie van ons is bekend met dieselfde routines en aktiwiteite dag vir dag. Jy staan op in die oggend, vat 'n stort, trek jou klere aan, eet breakfast, kry die kinders reg vir skool, gaan werk toe, hoop die kinders is okay, kom terug van die werk af doodmoeg, lees die koerant, kyk so 'n bietjie TV, probeer oulik wees met almal, eet aandete, speel so 'n bietjie met die kinders en plons dan doodmoeg in die bed. Net om die volgende dag weer dieselfde routine te herhaal. Dis maar soos die lewe is. Dis dieselfde ding oor en oor. Dag vir dag. Some folks lift you up, others put you down. Get over it, that's life, sê die beraader. Waar begin jy dan om die wil van God vir jou lewe te ontdek? Jy begin deur aan te hou doen wat jy alreeds weet jy moet doen. Jy weet alreeds dis die wil van God vir jou in jou huidige situasie. So baie van ons wil graag leef van bergtop tot bergtop ervaring, daardie kere waar God sommer naby aan ons voel. Baie mense wens dat ongewone dinge elke dag met hulle moet gebeur. Wanneer ons bid, Here, wys my u wil, bedoel ons eintlik, Here, gee my een of ander gevoel, 'n insig, 'n geestelike openbaring, en dan sê God, ek het jou alreeds my wil gewys. Staan nou op en gaan doen dit. Wat is God se wil vir 'n student? Om sy huiswerk te doen en te leer. Of course, history was easy for you. There was a lot less of it when you were my age, sê die seun vir sy pa. Kelvin se houding teenoor studie het verander. I like homework. Homework makes me happy. I don't want to go outside. I want to do math problems. Blah. My brain always rejects attitude transplants, bieg hy. Wat is God se wil vir 'n dokter? Om op te staan en vroeg in die oggend sy rondes te doen. Ach, and don't worry about that. The staff can't seem to keep anything alive around here. Don't talk to me about exercise. I swam every day for 9 months, and still I was born with chubby thighs. Klaar die vrou teenoor haar dokter. Wat is God se wil vir 'n apteker? Om ekstra versigtig te wees om voorskrifte uit te deel. There should be no side effects. Your insurance only covers placebos. Wat is God se wil vir 'n bankier? Om te sorg vir die geld wat hy aan sy hande toevertrou is. Of course we don't keep your money in a vault. That's the first place robbers look. Wat is God se wil vir 'n onderwyser?
om jou lesplanne voor te berei en gereed te wees om die kinders tydens klastyd te leer. Just think of it as if you're reading a long text message, verduidelik die juffrou hoe 'n teksboek werk aan een van haar studente. I heard that Miss Wormwood isn't here today. Really, can we go home? Of course not. We have a substitute teacher. Can I send in a substitute student? Vra Kelvin. Wat is God se wil vir 'n verkoopsman? Om jou produk te ken, jou kontakte te maak en jou produkte verkoop. As die koning maar net geluister het na die verkoopsman, sou dinge dalk anders vir hom uitgedraai het in sy oorlog. No, I can't be bothered to see any crazy salesman. We've got a battle to fight. Wat is God se wil vir afrigter? Om jou span gereed te kry vir die volgende wedstryd, nie om die ouers die leviete voor te lees nie. Wat is God se wil vir 'n fabriekwerker? Om nugter op te daag, op tyd en met 'n goeie gesindheid sy werk te doen. Wat is God se wil vir 'n lugwardin? Om op tyd in jou uniform op te daag met 'n glimlag op jou gesig. As jy jong ma is en graag wil weet wat God se wil vir jou is, kan dit dalk iets te doen hê met vuil doeke wat hanteer moet word. Dit kan ook baie meer wees. God se wil vir 'n sekretaresse is baie meer as om net briewe te tik, maar dit gaan dit nie uitsluit nie. God se wil vir jou kan wees om op te daag, om jou werk goed te doen, soos vir hom, nie vir mense nie. Maar dit sal nie minder as dit wees nie. I'm looking for an assistant who knows my job, will do my job, but has no interest in having my job, sê die bestuurder. So baie van ons wil graag uitkamp op die bergtop en heeltyd sulke ervarings sê, maar dis nie waar jy God se wil gaan ontdek nie. Jy ontdek dikwels God se wil in die stof en sweet van die lewe, in die vallei van alledaagse dinge. En die Bybel sê in Prediker 9 vers 10, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met oorgawe, want daar is geen werk of verklaring of kennis of wysheid in die doderyk waarin jy op pad is nie. Dink jy God sal sy wil vir jou wys omtrent jou toekoms, as jy nie bereid is om die wil van God in die teenwoordige tyd te doen nie? Wat doen predikers soos Paulus? Hulle preek, soos ons sien in Handelinge 16. Hy is gewillig om te preek enige tyd wanneer hy 'n geleentheid kry. Hy kyk maar net vir waar daar 'n oop deur is. Omdat hy gewillig is om gehoorsaam te wees met wat hy weet die wil van God is God vry om vir hom die volgende tree te wys. Tweedens, leiding kom soms deur vinnig veranderende omstandighede. Paulus en sy span wou graag in Asië intrek om daar te gaan preek, maar die Heilige Gees het hulle dit verhoed om daar in te gaan. Hoe het die Heilige Gees dit gedoen? Ons weet nie. Dit kon 'n resultaat wees van verskeie omstandighede wat hulle verhoed het. Miskien was die pad weggespoel, of dalk was daar Joodse oppositie wat gekeer het dat hulle daar kon ingaan, of dalk was die bus laat. Die Heilige Gees kon met hulle gepraat het deur 'n stil innerlike stem, of selfs 'n hoorbare stem van God. Selfs 'n profeet kon vir hulle nuus oorgedra het. Hoe dit presies gebeur het, weet ons nie. Maar op een of ander manier het hulle geweet dat Asië uit was soos koekies in 'n weeshuis. So besluit hulle om eerder noord te trek na Bithynië. Hoekom? Hulle intensie was steeds om die evangelie te verkondig. Hulle het steeds dieselfde doel gehad om die evangelie te preek. Maar nou is die plek waar dit sou gebeur verander deur omstandighede. Maar toe hulle probeer om Bithynië in te trek, het die Gees van Jesus hulle verhinder om soontoe te gaan. Dit was iets wat van 'n misterie, back to square one. Die Bybel vertel nie vir ons hoe dit gebeur het nie. Maar op een of ander manier het hulle geweet die Gees van Jesus sê nee. Dalk was dit terwyl hulle gebid het, wat hulle sterk onder die indruk gekom het, dat hulle dit nie meer moes doen nie. Of dalk het hulle 'n profesie ontvang. Maar is alles net spekulasie, ons weet nie. Op een of ander manier het die Here dit duidelik gemaak, moenie na Bithynië toe gaan nie. So draai hulle wes om die evangelie te gaan preek, en eindig op in 'n plek langs die see genoem Troas. Het God 'n fout gemaak? Wat gaan aan hierso? God het sy wil vir hulle geopenbaar deur skielik veranderende omstandighede. Het so iets al ooit met jou gebeur? Jy het dalk jou hele lewe mooi onder beheer gehad, alles haarfyn beplan.
Jy sou in daardie rigting gaan. Jy was oortuig daarvan dat dit God se wil vir jou was om daardie rigting in te slaan. En toe kom daar die foonoproep, wat alles verander. Of die baas roep jou in en sê, ons het besluit om af te skaal, jou werk word se muur getermineer. Of jy ontvang daai brief wat sê, jy is 'n uitstekende kandidaat, maar ongelukkig is die volgende seisoen se klasse reeds vol. Of jy vra om met jou te trou en weet dis die wil van God, maar op 'n enige ander manier het sy dit nog nie so gesien nie en nee gesê. Dis skielik veranderende omstandighede. Of dalk het jy staat gemaak op 'n sekere belegging wat jy gemaak het vir jou aftrede en toe val alles plat en jy verloor sommer baie. Skielik veranderende omstandighede. Of jy raak skielik siek of word gediagnoseer met kanker. Wanneer sulke dinge gebeur, dink ons dinge het skeef geloop in ons wêreld. Dit moet God wees wat 'n fout gemaak het, nie waar nie? Dinge was nie veronderstel om so uit te werk nie. Daardie ding moes nie gebeur het nie. Spreuke gee vir ons een van die mees insiggewende uitdrukkings in die Bybel. Spreuke 16 vers 9. Die hart van 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal sy voetstappe. Jy maak jou planne, maar die Here laat dit anders uitwerk. Veronderstel jy besluit, ek wil graag na Bethanië toe gaan, want hulle het dit nodig om evangelie te hoor. Maar veronderstel God wil hê dat jy eintlik wes moet gaan na Troas. Jy probeer dan om na Bethanië toe te gaan, maar word weggewys by die grens. Of God sê, ek gaan die pad laat wegspoel soontoe, of ek gaan die deur toesluit wat soontoe lei. So selfs al wil jy soontoe gaan, loop jy jouself vas in toe deure. God wil hê jy moet eintlik weswaarts gaan. En dis wat met Paulus gebeur het. En dit wat ons omstandighede noem, kan die soewereine hand van God in jou lewe wees. 'n Besturing, of dalk God wat jou lewe bestuur. Veranderende omstandighede kom in jou lewe in wat jou planne die mekaar krap. Dit kan goed of sleg wees. Albei kom vanuit die hand van 'n goeie en genadige God. En is daar tot jou voordeel en vir sy glorie. Hoekom het Paulus besluit om noord te gaan in die eerste plek? Toe die een rigting toe gaan, het hy besluit om noord te gaan. Toe noord toe gaan, het hy besluit om wes te gaan. Hoe is dit moontlik dat hierdie godsman so verward en rigtingloos kan wees? Na vele pogings om aan die gang te kom, het Paulus uiteindelik besluit om na Troas te gaan en die evangelie daar te verkondig. Dis wat ek bedoel met vinnig veranderende omstandighede. Spreuke 16 vertel vir ons dat dit nie per toeval gebeur nie. Toeval is nie iets wat met die kinders van God gebeur nie. En wie is die een wat deure oopmaak of toemaak? Dis God. Wie skep die geleenthede? Dis God. Wie vat dit weg? Dis God. Hy is die een wat die heeltyd in beheer is. Partykeer word sy wil gesien in niks meer as skielik veranderende omstandighede nie. Maar daar's 'n derde beginsel wat ons se gedagte moet hou wanneer ons God se leiding soek. Leiding kan kom deur bonatuurlike gebeure. Dit het in Troas gebeur. Net toe hulle by hierdie hawe stad kom, kry Paulus 'n visioen van 'n man in Macedonië wat hom smeek om oor te kom na Macedonië en hulle daar te kom help. Paulus het pas aangekom in Troas, wat in Wes-Turkye was, maar Macedonië was in Griekeland, die kontinent van Europa. Tussenin was die Aegiese See. Wat het hierdie visioen van die man in Macedonië so besonders gemaak? As Paulus soontoe sou gaan, na Macedonië, sou hy die evangelie verder vat as wat dit nog ooit gegaan het. Dit sou van een kontinent na ander een oorgaan. Dit sou groot historiese uitbreiding van die Christelike geloof beteken. Vanaf die oomblik wat Paulus voet aan wal gesit het in Macedonië, was die Christendom nie meer 'n oosterse godsdiens nie. Partykeer praat God deur drome, visioene en bonatuurlike tekens. Ek dink nie dit gebeur heeltyd nie. En ek dink nie ons is in 'n posisie om God te beveel om so iets vir ons te gee nie. God kan doen wat hy ook al wil, wanneer hy ook al wil. Bonatuurlike drome en visioene is 'n metode wat hy dikwels gebruik met moslems, selfs in ons tyd. Dis wat hier gebeur het. Dit was 'n visioen, maar die visioen was in lyn met die groot opdrag om die evangelie na die hele wêreld te neem. Hierdie droom of visioen was heeltemal in pas met die woord van God en met Paulus se vorige ervaring. Vierdens, leiding kom deur wyse raad gemeng met gesonde verstand. Handelinge 16 wys vir ons die finale beginsel omtrent God se leiding.
Nadat Paulus die visioen gesien het, het hy dadelik gereed gemaak om na Macedonië te reis, oortuig dat God hulle geroep het om soontoe te gaan, om die evangelie daar te gaan verkondig. Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gou as moontlik gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het, om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Die woord om tot oortuiging te kom, beteken om die saak met ander mense te bespreek, om die alternatiewe te debatteer, om maniere te bespreek wat die beste rigting sou wees om vorentoe te gaan, en dan tot 'n gesamentlike konklusie of slotsom te kom. Dis 'n woord wat gebruik word, wat die strategiese gebruik van gesonde verstand insluit. Dis soos wat gebeur as jy 'n legkaart aan mekaar moet sit. Jy sit al die stukke by mekaar om seker te maak dat dit pas. Baie mense mag saamwerk, maar almal gebruik logika met daai klein stukkies. Daardie Griekse woord wat daar gebruik word, is ook gebruik om verskillende kleure toue te vat en dit saam te weef tot 'n pragtige patroon. As jy al gesien het hoe word 'n mat of 'n tapisserie geweef, sal dit chaoties lyk aan die agterkant, met los drade wat oral uithang, maar aan die voorkant kan jy die prentjie herken. Paulus, Silas en Timotheus het sake dus uitgepraat, alles bespreek wat tot dusver gebeur het, waar hulle vandaan gekom het, wat hulle verander het, en openlik gepraat oor die oop deur van die visioen van die man van Macedonië. Toe hulle al die stukkies van die legkaart by mekaar sit, het hulle tot die slotsom gekom dat God wil hê dat hulle Macedonië toe moes gaan. En dis die finale manier waarop leiding plaasvind. Dit kom deur wyse beraadslaging en gewone gesonde verstand. Kon God dit op 'n ander manier gedoen het? Ja. Hoekom het God nie sommer al vir Paulus van die begin af gesê dat hy Macedonië toe moet gaan nie? Hoekom eers al hierdie verwarringe, gesukkel en rukstoppogings in verskillende rigtings? Ons weet nie. God kon dit maklik uitgespel het in die begin, maar hy het nie. Tog het hy hulle heeltyd gelei dat hulle sou uitkom waar hy wou hê dat hulle moes gaan. Dis omtrent soos die roer van 'n skip ook werk. Solank as wat die skip besluitloos in die hawe lê, kan jy die stuurwiel van die skip draai net waar jy wil, maar niks sal gebeur nie. Dis eers as die skip aan die beweeg kom wat die roer van die skip 'n verskil sal maak om die skip van rigting te laat verander. Selfs al begin die skip in die verkeerde rigting, sal die klein roer van die skip die groot skip van rigting laat verander totdat dit in lyn is met die kaptein se wense. Dikwels moet mens eers aan die beweeg kom, voordat die leiding van die Here duidelik begin word. Keep moving in one direction until the Spirit redirects you in another direction. The Holy Spirit directs a moving object, was hierdie ou se ervaring. Net op dat nadat hulle die wil van God ontdek het, het hulle dit onmiddellik gaan doen. Hulle het dadelik gereed gemaak om Troas te verlaat. As jy eers bewus raak van wat die wil van God is, wat is die volgende stap? Doen dit. Just do it, is die Nike slagspreuk. As dinge vir jou duidelik raak, moenie net daar rond sit en aanhou praat daaroor nie. Staan op en gaan doen dit. Hoekom was hulle so vinnig daarmee om dit te gaan doen? Want God het hulle geroep om die evangelie te gaan verkondig. Hy het hulle vertel wat om te doen, hoe om dit te doen, en nou vertel hy vir hulle waar om dit te doen. Dit bring ons vol sirkel terug na waar ons begin het. Terug in die alledaagse roetine van die lewe. Die rede hoekom hulle in die eerste plek aan die beweeg gekom het, was uit gehoorsaamheid in die alledaagse. Omdat hulle toegewy was daaraan om God se wil te doen, het hulle nie die klits kwyt geraak of die leiding van God gemis toe Paulus 'n visioen sien nie. Hulle het dit in die groter prentjie ingepas en gesê, "Oké, nou weet ons waar om te gaan." En so het hulle gegaan. Toe hulle Macedonië toe gegaan het hulle geweet wat daar alles met hulle sou gebeur? Nee. Het Paulus vooruitgeweet dat daar iemand sal wees om hom daar te ontmoet? Nee. Of hoe die hele trip soontoe sou uitdraai? Nee. Alhoewel hy visioen van 'n man gehad het van Macedonië, was dit 'n vrou, Lydia, wat eerste tot bekering gekom het. Het hy dit verwag of vooraf geweet? Nee. Het hulle geweet van al die swaar kry wat daar vir hulle sou voorlê? Nee. En al die terugslae? Nee. Wanneer jy besluit om die wil van God te doen, gaan jy vooruit weet hoe die resultate gaan lyk? Nee. Hoekom? Want alhoewel God sy wil vir ons wys hy nie vir ons die hele toekoms nie.
Wat hy wel vir ons wys is net die volgende tree. Hoe openbaar God sy wil aan ons? Tree vir tree. Hy mag dalk nie vir jou die hele roete of bestemming wys nie, maar hy lei jou een tree op 'n slag. As jy so terugkyk oor jou lewe, sal jy dalk sien dat jy meer as een keer al getrek of verhuis het. Elke keer kon jy God se hand duidelik in die werk sien in jou omstandighede, deurdat hy jou aangeporre het in 'n sekere rigting, deur die innerlike oortuiging van die Heilige Gees. 'n Deel daarvan kon ook die goeie raad van vriende gewees het, en baie daarvan was die uitvloeisel van die normale omstandighede in jou lewe. En niks dramaties het dalk gebeur nie, maar wel 'n stadige onthulling van God se wil, een tree op 'n slag. Jy het waarskynlik nooit gedink destyds dat jy jouself hier in die Midde-Ooste sou bevind vandag nie. Dit sou nie eens in jou wildste drome opgekom het nie. Maar toe jy in 'n situasie was waarin jy 'n besluit moes neem, het jy gebid en goddelike raad gesoek. Dalk was jy steeds onseker of jy die regte ding doen. Of dalk was jy oortuig, maar jou wederhelft het nie saamgestem nie. Jou vriende en familie was dalk verdeeld in hulle opinies. Dalk het die deure op een logiese plek vir jou toegegaan, al het dit jou op daardie stadium omtrent plat geslaan. Dalk het jy gevoel God maak 'n groot fout deur daardie rigting vir jou toe te maak. Dit het dalk 'n mate van frustrasie en verwarring veroorsaak. En toe jy weer jou oë uitvee, is jy hier. Die roete wat God met jou geloop het was opwindend, onstuimig en onvoorspelbaar. Tog is dit ook van die mees vrugbare jare van jou lewe en jou geloof. Daar was tye wat jy alleen gevoel het, platgetrap, verward, maar ook tye van groot vreugde waar medegelowiges jou omarm het en aanvaar het. Op 'n manier het hierdie plek 'n bydrae gemaak tot jou menswees, jou ontwikkeling, jou groei. Jy het vriende hier gemaak wat jy nooit op enige ander plek sou leer ken het nie. Jy het geleer droom en ontwikkel, jy is gerek en jou grondgebied en jou wêreldbeeld is vergroot. Jy het verander in die proses. En vir alles wat goed is, kan die Here die eer kry. So wat nou volgende? Jy is nou hier. Tog weet jy ook dat hierdie nie die einde van jou hoofstuk is nie. Elke expat weet dat hulle nog 'n paar skuwe het wat voor lê. Die meeste van ons hou nie van verandering nie en probeer dus bly in ons gemaksone waar ons dinge verstaan, waar dinge onder beheer is. Tog weet jy ook dat die Here nog 'n paar tree vir jou in gedagte het. Wat sou gebeur as jy die Here sou uitnooi om met jou te begin praat oor die volgende tree? Dit kan dalk die grootste besluit wees in jou lewe in hierdie jaar. Ek stel voor jy hou boek van alles wat hy vir jou sê. Skryf dit neer. Elke gewaarwording en vers van hom af, elke ding wat hy vir jou sê. Een paar keer dit begin doen en na verskeie bladsye van notas maak oor die pad wat die Here met hulle gestap en wat hy vir hulle openbaar, het hulle tot 3 gevolgtrekkings gekom. Die eerste een was intentionaliteit. En die Here het hulle op die hart gedruk om te lewe met 'n doel en nie om maar net te dryf van plek tot plek nie. Hulle moes saamwerk as 'n span. God het vir hulle gewys dat van nou af beide man en vrou sou saamwerk as 'n span op 'n ander manier as voorheen. En wie jy is, maak meer saak as waar jy is. Die Here herinner hulle daaraan dat die enigste geografie wat punte tel die geografie van die hart is. So die paartjie as 'n span begin saam bid, Here, doen dinge waaraan ons nie gewoond is nie. En God het daardie gebed beantwoord. God roep die eers hulle kinders as sendelinge na China, ver weg van hulle af. En Gladys Aylward wat as sendeling in China gewerk het, God se roepstem so beleef. If God has called you to China or any other place, and you are sure in your own heart, let nothing deter you. Remember, it is God who has called you. And it is the same as when he called Moses or Samuel. Toe word die vrou gediagnoseer met borskanker en sy het met radiasie begin. Die dokters was oortuig dat sy heeltemal genees sou word, maar soos baie van ons ken uit persoonlike ervaring, verander kanker en siekte die manier hoe ons dink oor dinge van die lewe. Verandering was in die lug en beide het dit aangevoel. Wanneer God tokkel aan jou hartsnare, kan jy dit nie lank wegsteek of ignoreer nie. Beide se harte het wyd oop geraak vir wat die Here ook al vir hulle in gedagte het vir die toekoms. Na 'n tyd van wag en rus en bid en soek na die Here se stem, het hulle gevoel hulle wou hulle self investeer in die koninkryk van God op 'n nuwe manier.
Maar om dit reg te kry, moes hulle ook gewillig raak om ankers te lig, weg te trek. Hoe langer jy wortel geskiet het, hoe moeiliker is dit om te skuif. Jy het geheg geraak aan baie mense en dalk die land en kan jy jouself indink dat jy sonder hulle sal kan klaarkom nie. In een nag ry hulle in die donkerte na 'n begrafnis. Die pad is stil en hulle sien geen ander karre nie. Die enigste lig kom vanaf hulle kar se ligte, wat 'n stukkie van die pad verlig en die donkerte verdryf. Die vrou sê skielik, dis waar ons nou is. Wat bedoel jy, vra haar man? Jy het altyd gesê dat wanneer God ons lei, hy net genoeg lig vir ons sal gee om die volgende tree te gee. As jy meer lig wou hê, sou hy nog 'n tree vorentoe moes neem met die lig wat jy reeds ontvang het. En wanneer jy dit doen, beweeg die lig nog 'n tree vorentoe. In geloof stap hulle toe saam die lig binne wat hulle reeds ontvang het. Dit beteken om dit wat was agter te laat en aan te hou beweeg na dit wat God vorentoe in gedagte het. Die paartjie het baie vrede ervaar en begin inpak. Die besluit om te trek was hulle eie, maar hulle het gereageer op dit wat hulle geglo het die Here vir hulle gewys het. Om in geloof te leef is om die volgende tree te gee, selfs al weet jy nie hoe lyk die einde van die reis nie. Spreuke 16 sê, mense kan lood, maar die Here bepaal hoe dit uitkom. Die lot word gewerp in die vou van die kleed, maar elke beslissing daarvan kom van die Here. Die meeste van ons verstaan nie baie van die konsep van die lotwerp soos in die Ou Testament nie. In die Ou Testament het die Jode dikwels hierdie metode gebruik om die wil van die Here te bepaal. Partykeer het dit die gebruik van verskillende gekleurde klippies beteken. Hulle is saamgeskit in 'n sak en die een wat eerste uitval het bepaal wat volgende gebeur. In daardie opsig is dit omtrent soos om dobbelsteentjies te gooi. Het lyk na 'n toevallige kans of gelukskoot. En die Umim en Tumim was twee sulke klippies wat basies ja of nee beteken het. Maar God het daardie sak vol kleurvolle klippies beheer. Hy het bepaal watter een eers uit die sak sou val. Dit het beteken dat daar niks is wat per ongeluk gebeur het in die lewe nie. Dit was nie maar toevallig nie. Daar is nie iets soos geluk nie. Die lewe kan dalk lyk soos die gooi van 'n dobbelsteen, maar God is in beheer van watter getal bo lê. Kan jy hom vertrou om vir jou die wysheid te gee wat jy nodig het om goeie besluite te maak? Kan jy hom vertrou om vir jou leiding te gee sodat jy elke dag sy wil in jou lewe kan doen? Wat is die belangrikste bestanddeel? Buigsaamheid en aanpasbaarheid. Plooibaarheid, soos klei in die pottebakker se hand. Buigbaarheid, die vermoë om te kan verander. Psalm 37 sê, vind jou vreugde in die Here, dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. As jy jou vreugde in die Here vind, as sy begeertes jou begeertes begin word, sal jy van die binnekante verander word, sodat jy graag die dinge wil hê wat God ook vir jou wil hê. Kan jy God se wil vir jou lewe ontdek? Die antwoord is ja. Hoe kry jy dit reg? Jy ontdek God se wil vir vandag op dieselfde manier wat God se mense dit tot dusver gedoen het, tree vir tree. God het beloof om jou veilig te lei deur hierdie lewe. Jy kan daarop staat maak. Hy het gesê dat hy jou gids sal wees tot die einde. Hy het beloof en hy sal jou nie in die steek laat nie. Here, hou my plooibaar, buigbaar en sag, sodat ek bruikbaar in die hande kan wees. Maak my aanpasbaar met elke tree wat U my lei. Help my om nie te skop teen die prikkels nie, maar om U wil vir my lewe te erken en te omhels. En nou vra ek U om my te lei in hierdie jaar op so 'n manier, dat U al die eer sal kry, en sodat ek al meer soos Jesus sal word. Amen.